Hemelse Vader, baie dankie vir 'n voorreg wat ons het om te begin met 'n reeks Bybelstudies uit U woord. Baie dankie dat ons U woord in ons hand mag hou en dat ons nog in vrede by mekaar kan kom terwyl ons studeer. Here, ons verstaan nie altyd nie. Daarom vra ons dat U op 'n besondere wyse, soos wat ons voortgaan, sal kom en deur U Gees en deur die woord die lig van die waarheid vir ons sal laat deurskyn. Asseblief, Here, ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ek wil graag vir u baie hartlik welkom sê by hierdie reeks wat getitel is Gee my die Bybel en net die Bybel. Die feit dat u hierna kyk, sê vir my dat die Bybel nog vir u iets beteken. Dat die Bybel nog vir jou belangrik is. Dat jy nog jou kinders aan die hand van hierdie boek wil grootmaak. Maar weet jy, het die Bybel nog enige gesag? Kan ons nog regtig vra wat sê die Bybel? Is ons nie eintlik oudmodies as ons so 'n vraag vra nie? Kan 'n mens in elk geval glo wat in die Bybel staan? Is hierdie die woord van God? Is die Bybel die waarheid? Is daar nog so iets soos die waarheid? Ons tema vandag is die toekoms geopenbaar. Maar voor ons daarby kom, wil ek vir u weer die vraag vra. Is daar nog iets soos die waarheid? Die nuwe woord vir die Oxford woordeboek is die woord post-truth. Hulle noem dit post-truth. Hulle sê ons leef nou in die era na die waarheid. Daar bestaan eintlik nie meer iets soos die waarheid nie. Die waarheid is relatief. Met ander woorde, dit hang af hoe jy dit sien, dit hang af hoe jy dit ervaar, dit hang af hoe jy daarna kyk, hoe jy daaroor voel. As dit reg voel vir jou, dan is dit die waarheid. Geen wonder dat 'n gesiene teoloog vir ons sal sê, nie alles in die Bybel is waar nie. En dat iemand soos professor Sakkie Spangenberg sal sê, kan ons nog na die Bybel verwys as die woord van God. Die mense wat die eintlike ketters is die wat sê die waarheid is vas. Ons wat uit die hervorming uitkom, kan ons regtig vandag nog gaan staan soos wat Luther gestaan het daar by Worms. En daar staan en die Bybel vat en sê, gee my die Bybel, net die Bybel. Hier staan ek kan nie anders nie, so help my God. As julle my dan moet verbrand my dan nou maar. Wat beteken ons Bybels vir ons? Ek tel nou die dag oor die 30 Bybels. Verskillende Bybels daar in my studeerkamer. En toe kom die vraag by my op, hoeveel waarde heg ons werklik aan hierdie boek? Hier is 'n klompie mense wat vir die eerste keer in hulle lewe 'n Bybel kry. Kyk na hulle reaksie. En dan vra jy weer vir jouself die vraag af, wat beteken my Bybel vir my?
看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Ek wil vandag nooi om saam te gaan op 'n wonderlike ontdekkingsreis. As jy nog nie op hierdie reis was nie, gaan jy miskien ook aan die einde daarvan na my toe kom, soos iemand nou die dag na my toe gekom en sê, nee, ek kan nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie, amper is ek dood. Amper is ek dood voordat ek hierdie inligting gekry het. Amper is ek dood sonder om op hierdie geestelike reis te gaan. Amper is ek dood voordat ek hierdie seën van die Here ontvang het. Ek nooi u op daardie reis. U gaan dinge hoor wat u nog nooit gehoor het nie. U gaan meer as een dag sê, maar kan dit regtig waar wees? Dit kan nie waar wees nie. Dit staan nie in my Bybel nie. Kan dit werklik so wees? Moes ek regtig so oud word voordat ek dit hoor? Kon niemand my dit voorheen nog vertel het nie? Kom saam, liewe vriende. Kom ontvang die seën wat die Here vir u weggebêre het, wat u moontlik nog nie ontvang het nie, omdat u dit nog nie ontvangs kon neem nie. Mag die Heilige Gees u inspireer om elke lesing deur te gaan en by te woon, omdat die een logies op die ander een volg. En dan wil ek vir u vra, moenie sommer glo wat hier van hierdie podium afgesê word nie. Gaan terug huis toe, gaan vat jou Bybel waarmee jy groot geword het, gaan en maak seker daar by jou huis, in jou eie binnekamer, dat elke woord wat jy hier hoor, in daai Bybel van jou staan, en as dit nie in jou Bybel staan nie, verwerp dit dan. Maar jy gaan elke aand, elke dag gaan jy sê, dit staan nie in my Bybel nie. Ek wil net 'n ooreenkoms met u tref. Ons gaan saam studeer en ek wil graag die 33 vertaling van die Bybel, die ou vertaling, die 33 vertaling van die Bybel, wil ek gebruik in ons studies. Daar's twee goeie redes voor. Die ene is dat ons almal op dieselfde bladsy sal wees, terwyl ons hier saam studeer, dat ons nie met verskillende Bybels werk nie, want sommige het waarskynlik die 86 vertaling, die nuwe vertaling van die Bybel, die 86 vertaling, en dan ook die nuwe lewende vertaling, loop baie mense mee saam, die nuwe lewende vertaling wat gekom het. Nou, die tweede rede is dat hierdie nuwe vertalings lees nou baie lekker. Dis nou lekker Afrikaans, lekker los Afrikaans, vir al die nuutste vertalings, is baie lekker lees, maar daar het tog heel wat inligting, kritiese, belangrike inligting ook verlore gegaan met die nuwe vertalings. En as jy wil studeer, dan moet jy eintlik by die oorspronklike kom, by die oorspronklike Grieks en die Hebreëus. En nou sal letterkundiges vir jou sê dat die 33 vertaling is wat waarskynlik die naaste aan die Hebreëus of die Grieks is. Nie dat hy onfeilbaar is nie, hy het ook 'n foute, maar daai tyd sal ons ingaan en dan sal ons gaan kyk wat sê die Hebreëus, wat sê die Grieks. As die Engels is, dan praat ons van die New King James of die King James vertaling. En die ondervinding het ook geleer dat die vrae wat jy het deur hierdie tydperk almal beantwoord sal word. Daar's min vrae wat oorbly, want ons gaan 'n klomp onderwerpe hanteer. Kritiese onderwerpe, belangrike onderwerpe, interessante onderwerpe. Ons gaan 'n klomp vrae vra, ons gaan kyk na die boek Daniël en die boek Openbaring. Ons gaan na die profesieë kyk. Ons gaan vrae beantwoord oor die tekens van die wederkoms self, die anti-christelike mag op aarde. Ons gaan
kyk na vrae rondom die dood, die hel, die ewige vuur, die doop. Ons gaan die hele spektrum van die gewone vrae wat ons mense het, gaan ons hanteer en gaan ons behandel. En u gaan saam met ons dit doen en ons gaan dit saam studeer. Ek hoop u gaan dit geniet en ek hoop u gaan saam met ons op hierdie reis. Vandag se onderwerp die toekoms geopenbaar. 'n Studie oor Daniël 2. Nou, u sal nou vra, maar hoekom begin ons by Daniël? En jy gaan net nou sien hoekom ons juist by Daniël moet begin. Dat daar nie eintlik 'n ander plek is wat ons kan begin nie. Die toekoms geopenbaar, nou, is daar iets soos 'n toekoms? Is daar enige hoop op 'n toekoms vir hierdie wêreld? Ek weet nie wanneer het u laas televisie gekyk nie, ek weet nie wanneer het u laas na koerante gekyk nie, maar dis hoe dit lyk op hierdie oomblik in die wêreld. Dis 'n foto wat in Sirië geneem is, nou onlangs. Mense sonder hoop. Hier is Aleppo, daai pragtige stad in Sirië, voor en na die oorlog, wat nou daar gewoed het en nog steeds eintlik woed. Dis hoe dit lyk, dis hoe die wêreld van ons dag daaruit sien. 'n Vreeslike prentjie. En dit sommer net binne die tydperk van 'n kort tydperk, sommer net binne die tydperk van 'n jaar, wat jou lewe so omver kan kom. En dis waarom hierdie tonele, eintlik daaglikse tonele op ons stasies is. Dis hoe dit in Frankryk lyk. Dis hoe dit in Venezuela lyk. Dis hoe dit in Italië lyk, opstande teen die polisie. Dis hoe dit in Suid-Afrika lyk. So, die wêreld is in chaos. Daar's anargie. Mense sonder hoop. Duisende mense sonder hoop. Kyk daar. Kyk hoe lyk dit. Waarheen is hulle op pad? Hulle weet self nie waarheen hulle is op pad nie. Hulle weet net hulle moet op die skip kom. Hulle weet nie waarheen nie. Vreeslike tonele wat homself afspeel vandag. En die vraag word gevra, is daar regtig hoop? Miskien sit jy ook en kyk hierna en jy het ook in jou eie lewe, het jy nie meer hoop nie. Jy dink ook die lewe het nie meer sin nie. Miskien sit jy en kyk hier met 'n baie gebroke hart. Soveel duisende mense leef vandag sonder hoop, met siekte, met hartseer, finansiële probleme, angs en pyn. Angs is besig om eintlik die hele wêreld in 'n wurggreep te vat. Vrees vir die toekoms. Die gewone vraag, wat hou die toekoms in? Is daar 'n toekoms? Is daar 'n toekoms vir ons hier in Suid-Afrika? Is daar 'n toekoms vir ons kinders in hierdie land van ons? Al die moord en doodslag en diefstal en verkrachting en misdaad en bedrog en korrupsie. Is daar iets beters om na uit te sien? Is daar iets beters as hierdie stryd en oorlog en vigs en voëlgriep? Nou wil ek vir u sê, as jy hierdie boek het, as jy die Bybel het, dan is daar hoop. As jy hierdie boek nie het nie, as jy nie verstaan wat in hierdie boek staan nie, dan het jy geen hoop nie. Maar as jy hierdie boek het, en hierdie boek verstaan, dan is daar hoop. Daar is iets beters. Die boek Openbaring sê vir ons, daar is hoop, daar's baie hoop vir die wat God ken. Openbaring 22, amper die laaste vers in die Bybel, hier aan die einde, kyk ek kom gou, sê Jesus. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Daar is iets beters. Ek kom gou. Dis asof Jesus wil sê, luister, jou omstandighede mag verskriklik wees op hierdie oomblik. Dit mag met jou verskriklik moeilik gaan, jy mag getoets word, jy mag swaar kry, jy mag besproewing hê en stryd hê, jy mag siek wees, jy mag vrot van die kanker wees. Maar hou vas, ek kom. En dan sê hy in vers 20, ook kyk, hy wat dit getuig het sê, ek kom gou. En dan
antwoord Johannes, ja, kom Here Jesus. Al meer is die Christendom vandag ook in 'n situasie waar hulle voel daar gaan iets gebeur. Klompie jare gelede het hierdie boek verskyn, Left Behind, in Amerika, en onmiddellik het dit rekordverkope gehad, 15 miljoen binne die eerste jaar. Dit handel oor die wegraping, en ons sal een dag spesifiek na hierdie boeke verwys. Ons gaan die vraag vra, is die wegraping Bybels of is hy nie Bybels nie? Wanneer gaan die wederkoms kom? Gaan Jesus ooit weer kom? Die Bybel sê daar gaan aan die einde van die dag gaan daar spotters wees. Mense gaan sê, ja, maar dit is al 2000 jaar en het nog nie gekom nie. En weet jy, liewe vriende, miskien is dit ons as Christene se probleem. Ons is miskien die rede daarvoor hoekom mense net nie meer daarna wil luister nie, want daar is al soveel voorspellinge oor die tyd van sy koms gemaak en niks het waar geword nie. Selfs 'n gesaghebende organisasie soos die Anglikaanse Instituut van Bybelinterpretasie sê hier net voor die jaar 2000, careful reading of the book of Revelation makes it clear that the world will end in the year 2000. Dis 'n redelike belangrike instituut van Bybelse interpretasie van die Anglikaanse kerk. Nou, daar is gesê dat 'n komeet gaan die aarde verwoes in die jaar 2000. Nou, ons weet dat dit nie so is nie. Wat is die fout wat die mense gemaak het? Wat is die fout? Matteus 24:36 sê Jesus, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. So moenie 'n datum probeer vasstel nie. Jy kan nie, jy weet nie. Maar daar is 'n tweede fout wat gemaak word, en dit is dat die feit dat die reëls vir die interpretasie van die boek Openbaring word geïgnoreer, en daardie reëls, daardie sleutels is binne in die boek self te vind. En ek gaan nou vir die 3 sleutels gee om hierdie boek Openbaring mee oop te sluit. Die eerste ene vind ons sommer hier heel aan die begin van die boek, en jy vind dit sommer in die eerste vers. Wat staan daar? Die eerste sleutel. Nou, het staan daar die openbaring van Jesus Christus. Nou hier in my Bybel staan daar die openbaring van Johannes. Waarskynlik in jou Bybel ook. En ek moes met 'n skok ontdek, dis toe nie die openbaring van Johannes nie, dis toe die openbaring van Jesus Christus. Kom ons lees die eerste vers. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Dis vers 1. Vers 2 sê, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. So wie is die outeur van die boek Openbaring? Wie het hierdie boek geskrywe? Wie het hom bewoord? Wie het hom gegee? Jesus Christus. Met ander woorde, dis nie die openbaring van die draak nie, dis nie die openbaring van die dier uit die see nie, dis nie die openbaring van die dier uit die aarde nie, dis nie die openbaring van die skarlaken vrou met die beker vol gruwels in haar hand nie, en ons gaan na al daardie gaan ons nog kyk. Dis nie die openbaring van die antichrist nie, alhoewel ons sommer vinnig ook oor die mag gaan praat. Maar openbaring gaan in wese oor die lam en nie oor die draak nie, oor Jesus Christus. En daar is 'n seën wat jy gaan ontvang as jy hierdie boek bestudeer. Vers 3 sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, wat dit hoor en wat dit bewaar. So hier is nou 3 woorde. Salig is die wat die woorde van die profesie lees. Lees jy hom? Hoor jy hom? En bewaar jou. Want die tyd is naby. So, die Here sê, hier is 'n seën. En nou, jy gaan sekerlik 'n seën ontvang as jy die ander boeke, Matteus en Lukas en Handelinge lees, maar hier word 'n bepaalde seën uitgespreek
oor hierdie boek, die boek Openbaring, wat die Here vir jou wil gee, as jy dit lees, as jy dit hoor, en as jy dit bewaar. Luister wat staan hier in vers 5 van Openbaring 1. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Ek lees nie uit Matteus of Johannes nie, ek lees uit die boek van Openbaring, wat ons gewas het in sy bloed. Hierdie boek, my liewe vriend en vriendin, gaan jou lewe verander. Jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Want jy gaan jou skepper en jou verlosser herontdek. Johannes beskryf hierdie ervaring toe Jesus aan hom verskyn het en hy daar alleen op Patmos was. Hy is verban daar na die eiland toe. Al die apostels is reeds dood. Hy is die enigste wat oorgebly het en hy is alleen op daardie eiland en hy het 'n verskriklike tyd gehad voordat hulle hom daar gaan aflaai het. En nou kom Jesus en hy kom verskyn aan Johannes. En Johannes is 'n ou man en hy beskryf hierdie ervaring, beskryf hy in Openbaring 1 vers 17, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. Dit was vir hom 'n oorweldigende ding. En Jesus kom en hy lê sy regterhand op hom. En die eerste woorde wat hy vir hom sê is, moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. Hier is genade, hier is vrede, hier is 'n seën wat jy moet opskrywe vir my kinders vir die laaste dae. Moenie vrees nie, Johannes, al sit jy hier alleen, verban op Patmos. Moenie vrees nie, my broer en suster, al sien jy alles rondom jou uitmekaar uitval. Moenie vrees wanneer jy sien die hele wêreld verval in chaos nie. Jesus sê, ek is jou verlosser, hou vas totdat ek kom. So hoe het hierdie boek, Johannes, hoe het hierdie boek Openbaring na ons toe gekom? Wel, die Bybel sê vir ons van God die Vader, na Jesus Christus, na sy engel, na Johannes, na ons. So, die openbaring van Jesus Christus, ons eerste sleutel. Dat ons dit nie miskyk nie. Die tweede sleutel, wat baie mense nie weet nie, en wat hulle nie in ag neem nie, is dat die boek Openbaring haal die Ou Testament 276 keer aan uit 404 verse. Nou dit beteken dat 2/3 van die boek Openbaring kom uit die Ou Testament. Dit beteken, ons kan nie met 'n halwe Bybel werk nie, ons moet met die hele Bybel werk, ook met die Ou Testament. En dan die derde sleutel, en vir my is dit miskien die belangrikste sleutel, nadat ons besef het dat 2/3 kom uit die Ou Testament uit. Die derde sleutel, laat die Bybel homself verklaar. Met ander woorde, wat beteken? Dit beteken dat die boek Openbaring is nie vir eie interpretasie nie. Laat die Bybel homself verklaar. 2 Petrus 1 vers 20, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Ek kan nie hier kom staan en sê, maar weet, ek dink, dit is wat dit beteken nie. Of, die Here het aan my geopenbaar, dis wat dit beteken nie. Of, ek het 'n droom gehad en dis wat dit beteken nie. Hierdie simbool wat ons hier moet hanteer nie. Laat die Bybel homself verklaar. So dit maak dit vir almal baie maklik. Want ons gaan nie na boekwinkels toe nie. Want ga jy na boekwinkels toe, wat kry jy daar? Jy kry 20 boeke, almal oor die boek Openbaring. Jy begin hulle lees en elke een verskil van die ander. Nou,
Sê nou net, kom ons wees nou net logies met mekaar. Daar kan mos nie 20 verskillende verklaringe vir die boek Openbaring wees nie. Hoe kan daar? Daar kan mos net een wees wat korrek is. Watter een is dit? Dis die een waar die Bybel homself verklaar en waar daar nie menslike interpretasie aan geheg word nie. En u gaan vandag sien hoe dit werk. Nog meer aangrypend in die volgende lesing. So ek hoop u sien ook uit na die volgende lesing. En dan die laaste opmerking wat ek wil maak is dat die boek Daniël en die boek Openbaring pas soos 'n hand in 'n handskoen. Jy kan die een nie sonder die ander verstaan nie. So as jy 'n probleem het in die boek Daniël, gaan jy waarskynlik die oplossing of die antwoord kry in die boek Openbaring. As jy 'n probleem in Openbaring het, gaan jy waarskynlik die oplossing of die antwoord in die boek Daniël kry. So kom ons blaai nou na Daniël 2 toe. Daniël 2, ons is nou, Daniël is 'n 17-jarige seun. Hy is in Babylon, geneem na Babylon toe. Destydse Babylon wat hedendaagse Irak is. En daar is hy in Babylon en die droom wat die koning daar kry, Nebukadneser, word vir ons opgeteken. En dit word vir ons so beskrywe in Daniël 2. En in die 2de jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. So hierdie droom wat die Here van Nebukadneser die koning gee, was nie sommer net 'n droom nie. Dit was 'n gesig, 'n droom wat die Here aan hom gegee het om eintlik die toekoms aan hom te openbaar. Sy toekoms, sy eie toekoms in sy land en sy regering, maar ook die toekoms, die geskiedenis tot ver daarna, eintlik tot by vandag waar ons nou hier saam studeer. En as jy dit nie wil glo nie, bly by my. Nebukadneser droom, hy word wakker, hy vergeet wat hy gedroom het. Hy roep sy wyse manne en sy waarsêers bymekaar en hy sê vir hulle, vertel vir my wat het ek gedroom, en as julle dit klaar vir my gesê het, dan vertel julle sommer vir my wat beteken dit. Maar hoor hoe antwoord hulle hom. Mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging vir u te kenne gee. Maar jy sien, Nebukadneser was nie dom nie. Hy het geweet dat as hy hulle vertel wat hy gedroom het, dan kan hulle mos nou maar enige uitleg daaraan gee. Hy sê nee, vertel vir my wat het ek gedroom, en dan sê julle ook sommer vir my wat dit beteken. Hoe antwoord hulle weer? Die Galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou te kenne gee nie. Vertel ons die droom en dan sal ons dit vir u uitlê. Ons lees dat Nebukadneser het kwaad geword. Hy het eintlik bevel gegee dat hierdie wyse manne en die waarsêers in sy koninkryk gedood moes word. Maar ongelukkig tel Daniël en sy vriende toe ook onder hierdie wyse manne. Hulle kom daarvan te hore en hulle vra of die koning kan sien. Daniël vra of die koning kan sien. Hy gaan en hulle gaan bid, hy en sy vriende, vra die Here om vir hulle hierdie droom te openbaar. En luister eintlik hoe bid Daniël. Daniël het gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy erken, die Here is in beheer. Hy stel konings aan, hy stel hulle weer af. Die wysheid is syne, die krag is syne. Prys sy naam vir ewig. En toe kom die Here en hy openbaar aan Daniël hierdie droom. En vir elkeen wat vandag vra, is daar 'n God? Waar is God? Werk God in jou lewe as gelowige? Is God in beheer hier in Suid-Afrika? Praat hy regtig met ons deur die Bybel? Hoe weet ek dat die Bybel waar is? Vandag gaan jy uitvind dat die Bybel waar is, want hierdie droom gaan dit vir jou bewys. Die droom wat die toekoms voorspel. Daniël gaan staan voor die koning en Nebukadneser vra vir hom. Hy antwoord aan Daniël en hy sê wie sy naam Belsasar was. Hy sê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak? Wat doen Daniël? Gaan staan hy daar voor die koning en hy sê, ja, hier is ek. Ek is Daniël en ek is die wyse man hier in Babylon en kom ek vertel nou vir u wat hierdie droom beteken. Is dit wat Daniël doen? Kyk wat doen Daniël. Hoor wat sê hy.
Daniël het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die sweerders, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel. Daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. My liewe broer en suster, wanneer is die einde van die dae? Sê jy vir my, wanneer is die einde van die dae? Want hier maak die Here aan Nebukadneser bekend, die God in die hemel, wat aan die einde van die dae gaan gebeur. En dan sê Daniël vir hom, hy sê, u koning het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog, sy glans was buitengewoon, dit het voor u gestaan, sy voorkoms was vreeslik. En wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors van arms en van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Hy sê, en u het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losgeraak het, wat die beeld getref het, aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. En toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het so skaf geword van die dorsvloer in die somer wat die wind wegneem. Sodat daar geen spoor van gevind is nie, maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Nou, op daai oomblik het Nebukadneser eintlik gebewe, want hy besef, hier is die droom. Hier is die droom wat hy gehad het. Dis presies die droom wat hy gehad het. Hy het hierdie beeld in sy droom gesien, wat die Here op 'n besondere manier aan hom geopenbaar het, en hy het net skoon vergeet. Waarskynlik was hy so beïndruk met dit wat hy gesien het, dat hy nie mooi kon dink nie. Hy sien hierdie kop van goud, en hy sien die bors en die arms van silwer, die lendene van koper, die bene van yster, en dan hierdie voete van yster en van klei. En toe sien hy 'n rots wat afkom, en die rots tref, kyk waar tref die rots hierdie beeld, op 'n spesifieke plek, op die voete van die klei, en die hele beeld verkrummel, en al wat oorbly is die rots. En toe sê Daniël vir hom, dis die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. En hy begin om vir koning Nebukadneser te verduidelik, hy sê, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel, die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, in wie se hande hy die hele bewoonde wêreld, die mensekinders, die diere van die veld, die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het, u is die hoof van goud. Hy sê vir Nebukadneser, jy, o koning, is die hoof van goud. Nou, Nebukadneser het baie hiervan gehou. Hy is die hoof van goud, wat die Babyloniese ryk verteenwoordig het, en waarvan hy 40 jaar lank die koning was. Hy het daarvan gehou, maar hy het nie gehou van wat hy toe hoor nie. Want toe sê Daniël, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, en daarna 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele wêreld sal heers. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. En dat die voete en die tone wat jy gesien het, deels van pottebakkersklei, deels van yster was, dit sal 'n verdeelde
koninkryk wees. Nou wat beteken dit alles? Nebukadneser het glad nie gehou van wat hy daar gehoor het nie. Nou, Babylon was die eerste koninkryk in daardie droom. En Babylon het geheers van 605 tot 538 voor Christus. En die droom het gesê, hy was die kop van goud. In die jaar 538 het die Medo-Perse gekom, onder leiding van Kores. Hulle het die Babyloniërs verower, en as die silwer koninkryk die hele wêreld oorheers. Silwer was die betaalmunt van daai tyd. Silwer was gebruik in die weermag vir hulle wapens, selfs vir die versiering van hulle soldate. Die bors van silwer in hierdie beeld, die Medo-Perse, 538 tot 331 voor Christus. En toe in die jaar 331 kom Alexander die Grote van Griekenland en hy oorwin die Medo-Perse by die slag van Arbela. En Griekenland word die heerser oor die hele wêreld, van 331 tot 168 voor Christus. En waar die Medo-Perse silwer gehad het die Grieke weer koper gebruik. Kopergeld, koperwapens, hulle helms, hulle skilde, alles uit koper uit. So honderde jare van tevore het God alreeds voorspel dat daar gaan Babylon wees, en dan gaan daar Medo-Perse wees, en dan gaan daar Griekenland wees. En dan die bene van hierdie beeld, die bene van Eyster, die 4de koninkryk, die Romeinse ryk. Griekenland was verdeeld, en dit het die pad opgemaak vir die Romeine om in te kom, en hulle het die Grieke verslaan by die slag van Padua in Macedonië. En so word die Romeine toe die heersers van die wêreld. En Eyster vervang toe koper. En jy sien dit baie duidelik in daai destydse tyd ook in die Romeinse wapentuig ensovoorts. Met ander woorde, honderde jare van tevore het God gesê, daar gaan Babylon wees, dan gaan daar Medo-Perse wees, en dan gaan daar Griekenland wees, en dan gaan daar Rome wees. Presies soos wat die beeld gesê het, soos wat die droom gesê het, so het die geskiedenis om uitgespeel. Is dit nie merkwaardig nie? Nou die Romeine het die langste van al die koninkryke oor die aarde regeer vir 6 eeue, van 168 af tot 476 na Christus, meer as 6 eeue. Maar dan sê die profesie in die droom iets wat daarna gebeur, na die Romeinse ryk alleen heerser oor die wêreld is. En hy sê dit in die 41ste vers, en dat die voete en die tone, soos jy gesien het, deels van pottebakkersklei, deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. Nou Rome was verdeeld, en dit het die opening gelaat vir die nomadiese, barbaarse stamme wat uit die noorde uitgekom het, en hulle het Rome binnengeval, en uiteindelik het hulle Rome in 10 stukke opgebreek. Die 10 tone van daardie beeld. Die Alemanni, die nomadiese stam, die Alemanni het die Duitsers geword, die Burgondiërs, die Switsers, die Franke, die Franse, die Lombarde, die Italianers, die Anglo-Sakse het die Engelse geword, so die Savoy, die Portugese geword, die Westgote, die Spanjaarde, die Heruli, en die Oosgote, en die Vandale het uitgesterf. Nou ons sal op 'n later stadium sien, hoekom het daai drie het eenvoudig net verdwyn van die aardbol af. So van die 10 het 7 oorgebly, 3 is ontwortel, 7 het die moderne nasies van Wes-Europa van ons dag geword. So God het honderde jare van tevore voorspel, daar gaan Babylon wees, dan Medo-Perse, dan Griekenland, dan Rome, en dan 10 koninkryke en 7 van hulle gaan oorbly.
En dis presies wat gebeur het. En dis hoe Wes-Europa uiteindelik tot stand gekom het. En dan nou hierdie vreemde vers. En dat die tone van voete deels van yster en deels van klei is, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Net soos yster nie met klei meng nie. Hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Met ander woorde, Wes-Europa sal nooit weer een word nie. Baie het probeer. Die teks sê selfs deur menslike gemeenskap gaan hulle probeer, maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Nou ek weet nie of jy die koningshuise van Europa ken nie. Hulle ondertrou, hierdie niggie trou met daai klein neef. Hulle is eintlik almal familie van mekaar, maar hulle kry dit nie reg om een te word nie. Hulle probeer met die Europese Unie, hulle probeer met die Euro, en dan spring Engeland uit en hulle sê nee, hulle wil nie deel van daardie Unie wees nie. 'n Hele paar leiers het in die verlede probeer om Europa een te maak en elkeen van hulle het misluk. Want die Bybel het gesê, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Daar was Karel die 5de van Spanje in die 16de eeu. Louis die 14de in die 17de eeu. Napoleon in die 19de eeu. Keiser Wilhelm in die 20ste eeu. Hitler tydens die Tweede Wêreldoorlog. Elkeen het probeer. Karel die 5de in die 16de eeu. Hy was hy geregeer van 1519 tot 1556. Was hy die heerser daar van Spanje. Hy was 'n oorlogsheld. Hy het op 70-jarige ouderdom het hy nog op 'n perd gesit en was hy voor in die linies. Maar toe breek daar 'n revolusie dwars deur sy koninkryk uit en op die ou end moes hy sy sentraal Spanje vir sy seun gee. En Philip die tweede het dit toe oorgeneem en die res van Europa het hy vir sy broer Ferdinand gegee. En daar was sy ryk, so het sy ryk gelyk aan die einde van die tyd, Karel die 5de. En toe Louis die 14de van Frankryk, 1643 tot 1715, hy het besef dat oorlogvoering die ideale manier was om sy glorie te verhef. In vredestyd het hy gekonsentreer op die voorbereiding vir die volgende oorlog. Hy het sy diplomate geleer dat dit hulle werk was om taktiese en strategiese voordele vir die Franse weermag te skep. Hy het alles probeer om Europa een te maak. En sy bewind was vir 72 jaar lank het hy geheers. Maar hy het dit nie reg gekry nie. Hy is op die ouderdom van 76 is hy dood in sy paleis. Hy het dit nie reg gekry nie. En toe kom Napoleon, hier in die 19de eeu. Nou Napoleon is op 10-jarige ouderdom is hy na 'n militêre akademie toegestuur. En hy het 'n militêre genie geword. En sy weermag het daardeur Europa gesweep en dit gelyk of niks en niemand hulle sou keer nie. En hy het gesê, ek wou 'n enkele Europese stelsel daarstel met 'n Europese regsbank en 'n Europese appelreg. Daar sal net een Europa wees. En toe, daar sal net een Europa wees, het hy gesê. Napoleon Bonaparte. En toe kom hy, daar is die eerste slag wat hy gehad het, sy groot oorwinning as 'n staatshoof. En sy ryk wat hy uiteindelik gehad het, maar toe kom hy by Waterloo. Daar is heel wat afbeeldings van hierdie slag. En hy kom te staan teen Wellington. En daar verloor hy die slag teen Wellington. En eintlik kon niemand verstaan hoe dit moontlik is dat dit kon gebeur nie. Amerikaanse studente het gegaan en hulle het 'n rekenaarmodel van hierdie oorlog gemaak, alle wapens en wapentuig en voorrade en hulle het meer as 'n jaar daaraan gewerk. Hierdie slag tussen Napoleon en Wellington. En uiteindelik het hulle die knoppie gedruk en die rekenaar het gesê daar's net een
uitslag. En dit is, daar is geen manier waarop Napoleon hierdie slag kan verloor nie. Geen manier nie. So dit was nie Napoleon wat verower is deur Wellington nie. Dit was God wat gesê het, hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. En hy het voortgegaan, hy het die Alpe oorkruis, selfs in die wintertye. En uiteindelik is hy op 51-jarige ouderdom, is hy vermoedelik aan maagkanker oorlede, alhoewel daar op die ouend arseen in sy liggaam gevind is, wat die vraag laat ontstaan of hy nie moontlik vermoor is nie. Maar hy kon dit nie regkry nie. En toe kom keiser Wilhelm van Duitsland, 1888 tot 1918. En hy het gesê, ek sal my spoorlyn bou van Berlyn af tot by Baghdad. Hy het geglo dat die Here hom eintlik uitverkies het om 'n verenigde Europa tot stand te bring. En tog is hy in die eerste veldslag verower. Keiser Wilhelm was opreg, maar hy was verkeerd. Kan 'n mens opreg wees en tog verkeerd wees? En ongelukkig is die antwoord ja. Jy kan opreg wees en totaal verkeerd wees. So maak seker dat jy opreg en reg is. En dan natuurlik Adolf Hitler. Nader aan ons. Hierdie magtige leer wat hy opgebou het. Hy het alles voor hom platgevee, Noorwe, Denemarke, Holland, Oostenryk, Poland, België, Frankryk. En terwyl hy daar in Frankryk was, toe gaan staan hy by Napoleon se graf, en hy sê, Napoleon, jou dwaas, ek sal suksesvol wees waar jy gefaal het. Hy het ook gesê, ek sal 'n koninkryk bou wat vir ewig sal staan, vir 1000 jaar. In sy autobiografie Mein Kampf skryf Hitler, jy moet nooit 'n oorlog op 2 fronte tegelyk veg nie. En net toe hy byna aan beheer was van Europa, daar was nog net hierdie een klein eilandjie, Engeland oor. Toe doen hy 'n ding wat sy generaals eenvoudig verbaas het. Hy deel sy weermag in 2, hy stuur die een deel in Wes-Europa aan, en hy stuur die ander deel stuur hy op na Moskou toe, in die Russiese winter. En sy soldate, en sy wapentuig, en sy tanks, en sy vragmotors vries. Daar net naby Moskou. Hulle was nie aangetrek vir daardie weer nie. Hulle was nie gereed vir 'n oorlog in daardie bittere koue van Rusland nie. Daar staan 2 van hulle manne, en hier staan 'n spotprent, om uit te beeld hoe hulle gevries het, en hoe Hitler die oorlog daar teen Rusland verloor het. Want hy het God buite rekening gelaat, wat gesê het, hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie. Hy het op 'n stadium gesê, ons het God nie nodig nie, ons vra hom niks nie. Het jy geweet, hy het die Bybel geken? Sy sekretaresse, of eintlik sy verpleegster skryf in haar dagboek dat Hitler siek was in die bed. Hy het daar gelê en hy was besig om die Bybel te lees. Raai, wat was Hitler besig om te lees? Daniël 2. En sy skryf dat toe hy by hierdie gedeelte kom wat sê, hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, het Hitler soos 'n besetene uit die bed uitgespring, uit die Bybel gevat, en hy het hom so teen die muur gegooi en gesê, ek, Hitler, sal. Ek sal. Maar hy kon nie, want God het gesê, jy sal nie.
En daarom sal Europa nooit weer een word nie, want God het dit gesê. Nou, die profesie is nou nog nie klaar nie. Hier is die laaste gedeelte van die profesie. Maar in die dae, wat? Maar in die dae van die konings. Watter konings? Nou watter konings kan dit verwys? Geen ander konings as dit waar nou net na verwys is nie. Met ander woorde, hier die 7 koninkryke wat in Europa is, met hulle konings, in die dae van die konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat vir ewigheid nie vernietig sal word nie. Huh? Die gehoor wat daar staan. In die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. En net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel het. Wat het oorgebly? Die rots. Nadat alles verbrysel is, die rots. Wie is die rots? Wie is die rots, my broer en suster? Daar's net een, sê die Bybel. Jesus Christus wat weer gaan kom. Die lewende rots wat alles sal kom vernietig. So daar was Babylon, daar was Medo-Perse, daar was Griekeland, daar was Rome, daar was die 10 koninkryke, hulle het 7 geword. En in 2600 jaar kon hulle nog nie een word nie. Presies soos wat die Bybel dit vir ons sê. En net so seker is Jesus die rots op pad. Die Bybel is waar, die uitleg is betroubaar. Sê die Bybel. Die Bybel is waar, die uitleg is betroubaar. En dan sien Johannes iets anders. Hy sien ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, hy sal by hulle woon, hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. En dan, en God sal al die trane van hulle oë af wegvee. Daar sal geen dood meer wees nie, geen droefheid, geen geween, geen moeite nie. Die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my geskryf, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Jesus wat vir Johannes sê, skryf, hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Geen dood meer nie, geen pyn meer nie, geen lyding meer nie, geen kanker meer nie, geen geween meer nie, geen hartaanvalle meer nie, geen brille meer nie, geen gehoorstukke meer nie, geen krikke meer nie, geen reistoele meer nie, geen hospitale meer nie. So my liewe broer en suster, is jy vandag hartseer? Het jy miskien 'n geliefde verloor? 'n moeder, 'n kind, 'n vader, 'n broer, 'n suster, 'n eggenote? Ek het. My kind se lijk het in 'n besige straat in Pretoria gelê waar 'n bakkie hom doodgery het. Kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Wil jy ook graag in so 'n stad gaan woon? Hy wat op die troon het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Skryf, die woorde is waaragtig en betroubaar.
Die droom is waar. Sy uitlegging is betroubaar. So sluit Daniël 2 af, vers 45. Die droom is waar, sy uitlegging betroubaar. Jesus kom weer, hy gaan 'n einde aan alles maak. Ja, intussentyd, my liewe broer, my liewe suster, intussentyd ly ons, in die tussentyd slaan kanker toe, en in die tussentyd gaan ons dood, en in die tussentyd word families uit mekaar uitgeruk, intussen verloor mense hulle werk, in die tussentyd is daar insolventies, maar Jesus sê vandag vir ons, hou vas. Daar is hoop vir jou, daar is hoop vir jou kind, daar is hoop vir jou in Suid-Afrika, hou vas. Ek kom. Mag die Here aan u die besondere seën gee, wat hy vir u weggebeer het, terwyl u saam studeer in hierdie lesingreeks. Dierbare Here, dankie vir 'n profesie wat al so oud is, maar tog, Here, so relevant en wat waar is en wat betroubaar is. Sodat ons in hierdie eeu, in hierdie dag, in hierdie land kan weet dat U is God. En soos Daniël wil ons ook sê, daar is 'n God in die hemel. Dankie Here dat ons aan U kan behoort. En dankie dat Jesus weer gaan kom. En alles nuut gaan kom maak. Gee dat ons sal vashou. Al val die hele wêreld rondom ons uitmekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.